Hallo almal, is ek nou hierso en ons kyk weer 'n bietjie na kommentaar op foto's. In hierdie foto kyk ons na die portretreeks en Sylvia het hierdie foto van die twee kinders gelaai, of die twee jong mense dan, hier by 'n brug in Lissabon. Nou in terme van kommentaar net iets baie interessant, kyk na hierdie paaltjie heining en die brug wat amper by mekaar kom daar. As mens na die linkerhoek van die foto kyk, sou dit 'n baie interessante ding kon gewees het, as hulle kon by mekaar kom. Dan die jongman se kop en die brug, as hulle effe na regs gestaan het, dan het sy kop nie deur die brug gesny nie, sou hulle omtrent hier gestaan het en sou mens die brug kon sien wat dan 'n lyn na hulle toe kon vorm. Dit in terme van kommentaar, maar ek wil ook noem iets baie interessants. Een van die temas wat ons baie dikwels gebruik in fotografie, of een van die komponente is driehoeke. Kom ons kyk net na die hoeveelheid driehoeke. Ons kan sien, hierso is 'n driehoek hier, die brug vorm 'n driehoek. Hierdie twee hier vorm 'n driehoek in terme van as jy kyk hoe hulle arms werk na hulle toe. Hier's driehoekies hier binne in hierdie omheining. So, ek dink, Sylvia, ek weet nie of dit doelbewus was nie, my gebruik van driehoeke in hierdie ding, of in hierdie foto, word nogal baie lekker gebruik, en dan as mens dan uiteindelik kyk na hierdie driehoek wat van die brug se einde afgevorm word, met hierdie paaltjie omheining, en na hulle toe kon lei, is daar 'n paar dingetjies wat, as jy het so bietjie verander het, kon dit 'n ongelooflike interessante, nie alleen rekordfoto wees nie, maar ook 'n baie kunstige foto. Annette Potgieter se foto van varingblare, waar sy 'n bietjie met die shear gereedskap gespeel het in Photoshop Raya Canet of GIMP of een van daai programme, wat baie lekker is. Ons het bietjie oor kunsfotografie gesels, so mense is baie losser in jou beoordeling hiervan, en wat vir my nou sommer baie lekker en interessant is hier, is hierdie golwe wat hy maak, of die vorms wat gemaak word in terme van halfsirkels of halfmane dan, wat 'n mens se oog half deur die foto soos 'n besem vee amper. En dit in terme van kunsfotografie is iets wat mens moet besef is, jy kies nie alleen net 'n storie soos wat ons in gewone fotografie het nie. Hier kies jy ook 'n tipe behandeling vir die kyker se oog en sê, maar wat gaan ek vandag met jou oog doen? Al vat ek jou net op hierdie rit. En die gebruik van die halfsirkels hier is baie interessant, die gebruik van die feit dat dit links onder uitkom, regs bo uitgaan en jou oog dan op so 'n oomblik deur die foto neem. Dan as ons na die volgende foto kyk, is dit ook 'n foto van Annette, waar sy radial blur gebruik het met hierdie vragmotor. Annette, wanneer mens met hierdie gereedskap werk, is my voorstel dat jy redelik subtiel probeer werk. Die radial blur wys die beweging, maar as 'n mens so bietjie blur hier om die wiele kon sit, wat meer van 'n sirkelvormige blur kon gee, sou dit ook baie interessant gewees het. Ek dink amper, jy kan so bietjie speel met daai motion blur tipe van ding, rondom daai wiele daarso. En dan kan hy so bietjie sagter uitvee rondom van die dele van die vragmotor, om ons so bietjie meer subtiel in die beweeg te hou. Sylvia het in hierdie foto, waar sy werk met blomme in Berlyn, het sy 'n baie lekker effek gedoen. Dit lyk amper as die voorblad van 'n album oor blomme, so herhaling van die patroon, die gebruik van kleur, sowel as die sepia motief in die agterkant, en ek dink sommer 'n baie interessante gebruik. Sylvia, so dit lyk letterlik soos 'n boek voorblad, so, en omdat daar teks op is, kyk mens heel anders na hom. So ek dink die volgende sal waarskynlik dan die blaaie wees met die blomme wat dan in Berlyn afgeneem is. Wat ek hiervan hou is die gebruik van kleur om aandag te vestig, sowel as swart en wit om 'n agtergrond te vorm, en dan die raampie rondom die kleur, wat ideaal is om net te sê, kom ons staan so bietjie uit bokant hierdie agtergrond. Annette het hier 'n makrofoto wat uitstaan in terme van die blink daarvan. Annette trek mense aandag dadelik, en wat ek hier myself afvra is, wat is die storie in die foto? Dis 'n abstrakte foto, so jy het nie regtig 'n storie nie, dan kyk jy dadelik na vorms en skaduwees en daai tipe van goed. Vir my is daar, as 'n mens net die bo kyk, verloor hy so effe fokus dalk, en die vorm self is vir my 100% reg, die diepte van veld is reg. Ek is net nie seker of hierdie rooi gedeelte hiervoor in so 'n makrotype van abstrakte foto kan baie sterend wees, net omdat hier 'n grove lyn deurkom. So die skaduwees en die vorm werk, maar is net hierdie lyn hiervoor wat 'n bietjie pla. Hier is ook 'n foto van Annette Potgieter, waar sy dan met 'n Hottentots God gewerk het. Annette, baie interessant. Ek sou
net graag bietjie meer wou sien. Ek weet nie of dit voelers is of iets hier so haartjie. Geit, dit is dalk die voelers, ek kan nie presies sien op my skerm nie, maar as jy hier kyk wat bietjie uit fokus is, en dan die agtergrond is bietjie meer oorheersend as die voorgrond in hierdie foto. So, mense sou dalk so bietjie meer, ek weet nou nie hoe sterk jou makrolens is nie, maar ek sou nogal so bietjie meer van die Hottentots God self wou sien, en veral hier by sy gesiggie, 'n bietjie sterker fokus. Nou ja, ek kyk in 'n volgende les na nog 'n bietjie meer kommentaar.